Raswette moet waai. En ons doen baie om dit reg te kry. Ons het al hofsaake gevoer en in die volgende jaar of wat gaan ons heel wat meer doen. Ons gaan die temperatuur optel, want ons sê raswette moet weg. Nou dit gaan nie net 'n lig wees wat mens afsit nie, dit is 'n proses. En deel van daardie proses is om eenvoudig stukkie vir stukkie van hierdie rasstelsel af te breek deur eenvoudig nie net eenvoudig dinge te doen wat jy nie hoef te doen nie. En een daarvan is om ras en advertensies te sit. Kom ons begin deur dit te stop. Nou ras bly maar 'n moeilike kwessie, dit maak baie emosie los, maar die werklikheid is, dit is sleg vir die land, dit is sleg vir werk, dit diskrimineer teen minderhede. Daar is nie meer 'n plek daarvoor nie. Die argument daaroor dink ek is verby. Ek dink daar is bykans niemand meer wat dink daar is 'n plek vir raswette in Suid-Afrika nie. Behalwe die klein groepie elite plunderaars. En daarom sal iemand soos Cyril Ramaphosa die volgende sê. Those who say that BEE must stop and affirmative action must stop are just dreaming, because we will not abandon the BEE policies that we have embarked upon. Maar liewe president, die werklikheid is, die mark is besig om raswette te verwerp. Die werklikheid is dat net ongeveer 40% van maatskappye voldoen aan raswetgewing. Dis nou swart bemagtigingskant. Aan die ander kant word daar vir minder as die helfte van werknemers oor verslag gedoen in hierdie sogenaamde rasverslae wat gereeld ingedien moet word. Beteken dus, mense wil dit nie meer hê nie. Nou nog 'n manier hoe ons moet sorg dra dat ons dit net eenvoudig laat verdwyn, is om te stop om rasvereistes en advertensies te sit. Die werklikheid is, daar is geen regsplig op werkgewers om ras en advertensies te sit nie. Dit is 'n selfopgelegde rasplig wat werkgewers op hulle plaas en hulle dink, hulle moet. Hulle sit in hulle advertensies iets soos slegs 'n affirmative action kandidaat of employment equity sal 'n vereiste wees. Sulke goed wat geensins nodig is nie. So wat werkgewers doen is, hierdie rasbedeling wat hulle benadeel, hou hulle in stand, vrywillig. Daar is nie 'n regsplig om dit te doen nie. En ek het vir Anton van der Byl van Solidariteit se regsdienste gevra, moet daar rasvereistes in advertensies wees? Dirk, absoluut nee. As jy kyk na artikel 9 van die grondwet, nou kyk na artikel 6 en 15 van die wet op gelyke indiensname, dan word daar duidelik bepaal dat geen werkgewer 'n absolute beperking mag plaas op lede van die nie aangewese groepe op enige aanstelling of bevorderingsprosesse nie. So wat dit in effek prakties beteken, geensins mag daar beperking geplaas word by advertensies op persone van die nie aangewese groep om aansoek te doen en om deur 'n proses te gaan nie. Na so 'n proses, as dit duidelik blyk dat daar gelykheid gehandhaaf is, dan kan 'n regstellende aksieplan bepaal wie jy moet aanstel. Maar nee, dan mag geensins 'n absolute beperking wees op die aanstel of die bevordering van nie aangewese groep mense nie. Nou wat Anton sê, is daar is nie 'n plig, nommer 1, om rasvereistes en advertensies te sit nie, maar hy gaan selfs verder. Hy sê eintlik, daar is 'n plig van jou om dit nie in te sit nie, want jy mag nie
'n absolute plafon bo mense se koppe sit nie. So haal die rasadvertensies net eenvoudig uit. En wat ek vir hom gaan vra is, kan jy Meriete gebruik in 'n advertensieproses? Ja, verseker Dirk, as jy kyk na die baie welbekende hofuitsprake van Saripa en die Renate Barnard uitsprake, dan word daar duidelik gesê dat Meriete maar eintlik die oorwegende faktor moet wees as jy regstellende aksie genuanceerd toepas. So wat dit beteken, as jy regstellende aksie genuanceerd toepas, dan moet jy kyk na jou totale werksplek. Jy moet net kyk na ras nie, jy moet kyk wat goed is vir Suid-Afrika, wat goed is vir die werksplek, en dan slegs dan kan jy bepaal wat se persoon jy aanstel. So, om jou antwoord te vereenvoudig, ja, Meriete het verseker 'n groot aandeel te speel in jou arbeidspraktyke. Nou, Anton sê eintlik ook, jy moet Meriete gebruik. Daar's 'n plig op jou om Meriete te gebruik, en dit is mos logies ook. Daar is nie meer vet in die ekonomie nie. As jy nie Meriete gebruik nie, dan gaan jy jouself benadeel, jou maatskappy gaan swakker doen, en aan die einde van die dag is dit sleg vir werk, en dit is sleg vir die ekonomie. Gebruik Meriete. En as dit dan daartoe lei dat jy dalk aan sekere rasvereistes nie kan voldoen nie, skryf dit in jou plan en dien dit in. Nou, daar is 'n ooreenkoms tussen die Suid-Afrikaanse regering en Solidariteit wat beperkings plaas op rasvereistes. En Anton verduidelik dit gou vir ons. In 2023 het Solidariteit 'n skikking aangaan met die Republiek van Suid-Afrika. Nou daar is skikking is toe ek 'n bevel van die hof gemaak. Daai skikking bepaal baie duidelik, ondubbelsinnig dat Meriete die oorwegende faktor moet wees by arbeidsregpraktyke, so aanstellingspraktyke en bevorderingspraktyke. Indien jy dan regstellende aksie toepas, dan moet dit genuanceerd wees. Dan moet gekyk word na wat is goed vir Suid-Afrika, wat is goed vir jou werksplek. Jy moet kyk na jou werksomset, jy moet kyk na of daar geskikte persone van die aangewese groep is wat jy kan aanstel. So dis net 'n proses wat jy kyk na suiwer verteenwoordigendheidsnommers nie. Jy moet kyk na wat is holisties goed vir jou werksplek, en Meriete sal dan dikteer wie jy moet aanstel en wie jy moet bevorder. Dit bring ons terug by die hele kwessie oor ras in advertensies. Ek dink ons het nou tot die gevolgtrekking gekom, dis nonsens. Jy hoef dit nie te doen nie, om die waarheid te sê, jy mag dit nie doen nie, moet dit nie doen nie, moet eenvoudig nie die rasbedeling in stand hou deur vrywillig te voldoen aan iets wat jy glad nie aan hoef te voldoen nie. Maar wat nou? Solidariteit het 'n platform gebou, en op die platform kan mense adverteer. Werkgewers kan hulle advertensies daar plaas. Ons het een vereiste. Dit is, jy mag nie rasvereistes in die advertensie hê nie. So in praktyk het ons eintlik begin om 'n plek te skep wat Meriete gebaseer is, wat vry is van die beperkings van ras in advertensies. Nou is die vraag, sal werkgewers dit doen? Die werklikheid is 4000 werkgewers het al geregistreer op hierdie platform. Sowat 14000 van hulle het al advertensies geplaas sonder enige rasvereiste. Ons het dus 14000 advertensies vrygemaak van ras. Dit is bevrydend. Ek het vir Henny Bierman gevra, hy is die hoof van Solidariteit se platform, om dit bietjie vir ons in konteks te plaas. As jy 'n lynhoof, bestuurder, uitvoerende hoof of selfs die eienaar is van jou eie maatskappy, het ek vandag vir jou so 'n bietjie slegte nuus. Die meerderheid van ons het 'n klein monster op ons skouers, 'n rasmonster, en ons voer gereeld hierdie rasmonster as ons iemand wil aanstel of 'n pos wil plaas. Dan fluister hy in ons oor dat jy regstellende aksie moet toepas. Een of ander vreemde rasvereiste moet toepas in hierdie pos. Nou ons almal weet, daar is niks reg aan regstellende aksie nie. Dit gee jou nie die vermoë om die beste kandidaat aan te stel nie. Inteendeel,
gee dit jou 'n geleentheid om iemand aan te stel wat dalk nie die mas gaan opkom nie, maar jy moet hulle aanstel oor hoe hulle lyk. Dit gee jou 'n reeks beperkings om seker te maak dat jy jou werksplek kan bemagtig. Ek verstaan dat dit moeilik is. Ek verstaan dat soms voel jy baie alleen. Hierdie monster op jou skouer skree hard op jou. Wat van hierdie rasvereistes? Moet jy nie regstellende aksie toepas nie? En dis hier waar ek vir jou goeie nuus het. Daar is reeds oor die 4000 werkgewers wat reeds hulle rug styf gemaak het teen hierdie absurde rasreëls. Hierdie 4000 werkgewers het al 14000 poste geplaas wat nie 'n enkele rasvereiste in het nie. Daar's geen beperkings nie. En dit gee mense die geleentheid om die regte werkgewers en werksoekers bymekaar te kry. Nou, ek dink daar's eintlik net 2 keuses wat jy het. Aan die een kant kan jy aanhou om hierdie rasmonster te voer, en aan die ander kant kan jy ons gemeenskap die geleentheid gee om vry te werk. Ek dink dit is 'n maklike besluit, en daarom wil ek jou vandag uitnooi, kom plaas jou pos sonder enige rasvereistes by Solidariteit. Dankie Henny, dis lekker om dit te hoor. Dit is regtig bevrydende nuus. Ons hoef nie te voldoen aan dinge wat beperkend is tot die ekonomie nie. Ons kan onsself begin vrymaak daarvan. Nou ons gaan veg in die hof op internasionale platforms om wetgewing te verander. Ons wil hê statutêr moet ras stop en uitgefaseer word. Maar ons hoef nie daarvoor te wag nie. Ons kan onmiddellik begin om ras uit te faseer. En een van die maniere is om dit uit advertensies te haal. Die tyd daarvoor is nou. Kom ons breek hierdie bedeling stukkie vir stukkie af. Ek wens ons kon daardie liggie net nou afsit en 'n einde maak aan hierdie immorele rasbedeling. Dit gaan nie so werk nie. Ons gaan dit moet doen deur hofsaake, litigasie en dan deur aksies in praktyk. As ons dit aanhou doen, dan gaan ons teen 2030 vry wees van ras in Suid-Afrika. Stukkie vir stukkie, bietjie vir bietjie, want die plunderaars gaan dit nie vrywillig doen nie. Solidariteit het 'n rykdom van video's en standpunte, insluitende die potsending Solidariteit wêreld. En alles is saamgevat op ons YouTube-kanaal, op ons verskillende media platforms en natuurlik nou ook op Spotify.